Ons is terug. Yes! Eerste high five. Welkom by Sip en Skinner. Ek is Carla Burg. En ek is Lisa met die rooi hare. En ons is jou en vir vermaaklikheidsnuus. Want ons weet jy's ook nuuskierig. So lekker om weer om jou wyn te Ek drink. kom met jou wit wyn te drink. Ja, vir ons slag, Jessie. Op die noot van musieknuus, niks om mee te doen nie, maar voorspoedige nuwe jaar. Happy Friday. En gelukkige latballon in die lug opgaan dag. Volgens Google. Ons het daarom Ons het 'n gas ons vandag. het 'n in-studio crowd. So almal weet, wel mense weet dit nie, maar meeste Afrikaanse musikante vat 'n breek in Januarie na hulle in Desember woes getoer het. So die musiekindustrie en nuwe vrystellings is baie stil. Okay. Maar te danke aan soos independent kunstenaars en labels soos Vonk, kry ons nog steeds nuwe Afrikaanse nuus in Januarie. En een van my gunsteling nuwe bands, Mugu, is een van daai mense. Hulle het nou gecollab saam met die Heuwels Fantasties. Dit klink fantasties. Dit is fantasties. Ek dink dit is fantasties. Die liedjie se naam is Middel van die Nag en ons het gehoor Mugu en die Heuwels Fantasties is fans van Sip en Skinner. No ways. Dis No so ways. cool. Ja, ek is Johan. Ek is Zander. Ons is 'n nuwe band, Mugu. Ons het gehoor van Sip en Skinner. Ja, ons het 'n lekker nuwe tune saam met die Heuwels Fantasties uit. Sy naam is Middel van die Nag. Ja, check hom uit. Thanks vir die support. Sip en Skinner, gooi hom en ja, ons check dit aan die ander kant. So dankie vir julle boodskap, Johan en Zander. We're going national, babes. Going national. Next stop is international, nee. Ek sê vir jou. Ja, ons gaan hard probeer al. Is dit nou Donald Trump, nee? Okay, maar Carla, wat is die grootste nuus, musieknuus wat jy nou onlangs gelees het? Ek bly jy vra, Lisa. Dis Taylor Swift. Of course is dit. Okay, so Billboard het Taylor Swift amptelik, okay, ons gaan daai woord baie groot op die skerm te sit. Amptelik. Billboard het Taylor Swift amptelik aangewys as die grootste kunstenaar van die 21ste eeu. Dis insane. Dit is insane. Want Taylor Swift het in 2006 musiek begin maak. Op die ouderdom van 16 het haar eerste liedjie uitgekom, Tim McGraw. Dit het fenomenaal gedoen. Al die pad tot en met, weet haar Eras Tour laas jaar en Life of a Showgirl wat nou uitgekom het, is sy nou amptelik die heel grootste kunstenaar op planeet Aarde. Hoekom ek het hoendervleis en ek's nie eers so 'n grootste fan nie. Ek bedoel, ons weet nie wat op Mars aangaan nie, maar op planeet Aarde is dit nogal Is dit Taylor Swift wat aangaan? Dis elke persoon in 'n gehoor Taylor Swift perform. Dankie aan ons gehoor vandag. Dan nou in TV-nuus wat wys wanneer en wat gaan aan. So in 2026. Hierdie jaar reg gekry though. Soos gewoonlik sê ek 2025 vir nog 'n maand. Ja, ek is 'n rooikop nie 'n blond nie. Wel. So officially in 2026 is televisie 50 jaar oud. Ja, happy birthday! Die eerste uitsending van SABC was in 1976. Gelukkig SABC. En daai tyd toe TV in die land ingekom het, het Hendrik Verwoerd dit vergelyk aan atomiese bomme en poison gas. So, dit's vir julle 'n stukkie nuttelose inligting. Anyways, Ja, ek weet gesit oor Hendrik Verwoerd, dis ek net so Carla Mooney. Okay. die fangirl oor Hendrik Verwoerd? Yeah. Okay. Hy was ek dink hy het apartheid begin of iets. Anyway. Kat hierdie uit. Right, so as jy bietjie wil TV kyk, Op My Eish begin uiteindelik volgende week donderdag die 15de 8uur op Kyknet en dit is Roan Smit, 'n voormalige rugbyspeler wat bietjie liefde soek, Ooh. en sy tweeling boetie gaan hom wingman. Hy gaan sy wingman wees. En as jy Pretoria FM luister, ons gaan in die volgende paar weke hom op die program kry om daar te gesels. So 'n little throw forward na dit toe. Wanneer is dit? Ek weet nie maar dis nie op my program nie. Ek wil ook nie wees. Ja, ons wil ook op ons eie wees. Ja. Jy is getroud. Ja. Anyways, op Showmax is daar ook 'n nuwe reality program en jy weet, Showmax se realiteitsgoed is juicy. Dit is baie juicy. Ja, so die nuwe ding is vol spoed. Ooh. Is dit volspoed? Dit is blykbaar vol spoed, vol hart, vol drama, vol adrenalien. Ek is Renet Marx. Ek is getroud met Renjaar Antoni Marx. Ek weet ek spandeer te min tyd saam met hulle, maar ek love die sport en sy is deel van die sport. Ja, juicy. Hallo. En ons het nog 'n gas vandag. Surprise! Dis Reman Lee. Ja. Is dit live? Ja. Hallo.
Okay, dankie bye. Bye. Okay, so Ja. Antoni en Ronette Marx en hulle is 'n power couple. Hy's 'n reiser. Ooh, dis cool. So baie cool, ja. Ek sal nie met iemand wil uitgaan of met iemand wil trou wat se lewe konstant in gevaar is nie. die Soos rede brandweervegters en reisers En rugby spelers. en rugbyspelers. Imagine iemand tackle jou man, business en jy kan niks doen nie. Of wat 'n lelike oor vir die res van sy lewe. Dis kom ek gesê het, my seuns gaan nie rugby speel nie. Slegs klavier. Ek het so gepraat van TV, nie heeltemal TV nie, maar dis in die vorm van video. So ons sit dit maar onder dit. Nathaniel, as jy 'n Nathaniel fan. Love Nathaniel. Ek het eendag my naam vergeet toe ek myself aan Nathaniel voorgestel het. Hy was soos wie is ek? Het jou So ek van, asem wie is weggeslaan. ek? Letterlik my woorde ook. En Nathaniel het besluit, weet jy wat? Ons kort meer van hom. Wel, ek dink nie Nathaniel het dit besluit nie. Ek dink Netwerk 24 het dit besluit, maar Nathaniel is terug op Netwerk 24 se webtuiste met 'n rubriek series. Ek dink is 10 episodes van hy wat praat oor stories en oor boeke en net sy pragtige self. Ek love dit. Ek moet dit gaan kyk. So jy moet aansluit by Netwerk 24 om dit te kan Ja. kyk. Okay. Ja, hulle gaan Toe nie maak dit vir jou login details. vir my Netflix password hê. En dan nou laastens, nee, as jy nou moeg is om op jou bank te sit en jy wil 'n bietjie uit die huis uitkom, die Flix het baie nuwe movies. Ooh, ja, wanneer laas as jy by Flix? baie lank laas. Cinema. Baie lank laas. Ek was laas daar met die premiere van die Aitsas. Ek was saam met jou daar. Ah, dis wanneer Okay. laas ek in 'n cinema was. Daar was baie aggressief. Ek kan dit weer vroulik doen. So daar's movies soos The SpongeBob Movie, Now You See Me Now You Don't. En dan een wat baie recommendations gekry het is The Housemaid met Amanda Seyfried en Sydney Sweeney. Dis 'n thriller though en is 18 beperk met soos elke liewe letter van die alfabet. So beware, maar Jy het dit blykbaar nie is dit gehoor nie. Ja, blykbaar is dit baie goed. En nou vir jou eerste kindernuus vir 2025. Die jaar het nou net afgeskop, so daar's nog nie baie goedjies wat gebeur nie. Maar daai het goed Maar. gebeur terwyl ons weg was. Daai het. En daaroor kan ek praat. Yes, jy kan. So terwyl ons weg was daar nie een nie 2 nie, maar 3 boerske vrou verlovings. Dis crazy, nou sê jy. nou wil ek, dis crazy. Ek wil 'n boer hê. Mamma, ek wil 'n boer hê. Wel, ek weet hulle shoot nou al die nuwe seisoen, so jy moet nou maar wag vir volgende. Kyk, sal jy ooit, stel jy was nie getroud nie, sou jy ooit inskryf 'n boerske vrou? Ek was as 'n nogals girl? op 'n punt, Regtig? net voor ek Rudolf ontmoet het. Toe sê ek soos ek gaan vir een van hierdie ouens inskryf. En toe ontmoet ek vir Rudolf. Die Here het geweet. Hy sê, "Wow, Wow. Ek weet nie of ek met 'n boer sal trou nie. En dit is ook okay, maar daar's 3 girls wat met hulle wil trou. So die wat verloof is Boer Pieter en Ansel. Woe, geluk. Baie cute. Ek het geweet hulle gaan trou anyways van die begin af. Boer Willie is verloof aan sy meisie Carmen en hulle is nie baie lank al saam nie. Ek het gehoor dis soos 'n trend deesdae. Dis soos Jy begin net uitgaan en dan as jy verloor. ja, soos wow. En dan die laaste boer wat verloof is Boer Jacques van 2024 se boerske vrou en hy is ook verloof aan sy meisie Pia. So, cheers op hulle. Geluk julle. En jy weet, kindernuus gaan baie verder as net wat die mense mee besig is. 'n Groot ding vir my persoonlik was 'n Suid-Afrikaner wat weer eens net vir die wêreld gewys het. Ons is nie net hierdie klein landjie onder in Afrika nie. Dis Dorothy de Kok. Wie is Dorothy? Lies, sy kry binnekort haar Writers of the Future prys. Wat is Vir dit? haar skryfstuk. Dis ongelooflik. Die skryfstuk se naam is Thickly. Sy gaan fisies Los Angeles toe moet gaan om die prys te kry, maar sy is die eerste Suid-Afrikaner in geskiedenis wat hierdie prys kry. En ek moet sê, Suid-Afrikaners palm deesdae regtig baie internasionale Ja. pryse in. En nie net in sport nie, nou soos wat jy sê, ewen in skryf. Ja. Dis so cool. Ek bedoel, en my en jou Oscar nominasies. Is letterlik in die pos. Dis op pad. Maar onthou jy laas jaar het ons 'n bietjie geskinder oor Cindy Swanepoel en of sy en haar Craig uit is. Yes. Onthou jy het al op post soos delete van hom. Ja. Wel, hulle post weer saam. So, Ons moet ons feite beter verifieer. nee. What's happening there? Was hulle uit en is hulle nou weer saam of was hulle net nooit uit nie? Ek wag, kom ons speel 'n klein speletjie. Okay. Jy sê wat jy dink, ek sê wat ek dink. Doen ons nie altyd dit nie. Ek gaan maar op 3. Okay. 1, 2, 3. Hulle was Maar uit hulle en was hulle is nou uit weer en nou is saam. hulle weer saam.
Totally. Lisa, lekker manier om mee af te sluit. Hier gaan nie klink soos kindernuus, dit was kindernuus vir my en my ma, want ons het in 'n cute little restaurantjie gesit in Dorpsstraat in Stellies en geskinder oor hierdie onderwerp. So in my brein is dit kindernuus. Humble brag. Okay, ja. Sy was in Stellies vir Dit vakansie. was fantasties, 3 weke. So enig met in Stellenbosch het ons sponsor vir gereelde vakansies. My nommer is hieronder. In elk geval, so ek het my ma sit in Stellenbosch en ons hou die mense dop en ons begin toe skinder oor soos mense wat regtig nie uitgerus lyk na 'n vakansie nie. En toe gaan lees ek op. I did a little digging. Wat sê die digging? Okay, meeste mense voel nie uitgerus na 'n vakansie. Dus dink gaan môre aan, jy slaap minder, jou roetines is uit, so jy rus nie uit nie. Nommer 2, jy probeer mense om jou please. Meeste, soos alle goeie navorsing het hulle dit in Amerika gedoen, so hierdie is gepas op Amerikaners. Hulle goeie navorsing. Ja. En toe het hulle ook agtergekom dat meeste mense so hard probeer om ander familielede te please oor Kersfees, dat hulle soos emosioneel drained voel na die vakansie. So, lank storie kort, meeste mense voel drained na die vakansie. As jy een van hulle is ek baie jammer. Soos vat gou net 'n week vir jouself of 'n hele naweek, moet niemand sien nie, rus, drink wyn, Drink, gaan sip en gaan skinder. gaan sip en gaan skinder, jy gaan beter voel, amper ek volgende jaar, ons is klaar daar. En dan obviously is dit 'n sip en skinder episode as ons nie oor Brendan praat nie. Nee, dit is nie. So, Brendan is amper dood. Brendan Piper was amper dood in 'n kar-ongeluk net voor Kersfees. Crazy geweest, basically sy hele cruiser afgeskryf. Almal is okay, almal's okay. Maar die cruiser is nie okay nie, Lisa. Cruiser is okay. Hy het blykbaar die voorruit met sy voorkop getref en daardie ding is shattered. Die ry het nie sy kop nie. Ja, maar daar's soveel kennis in Brendan Piper se kop. Ek voel net, soos honestly, dis hoekom ons 'n kussing hier sit. Dis nie vir aesthetic nie, dis 'n plekhouer vir Brendan Piper. Brendan, so soek jou hier. Anyways, ons wyn is nog nie klaar nie, maar die episode is nou klaar. Ons maak volgende week weer so. Wat ons weet, jy bly nuuskierig. Bye en geseënde nuwe jaar. Voorspoedige nuwe jaar. En geseënde happy Friday. En nog aan die wat is daai dag van die ballonne in die lug? Ek weet nie. Mag Friday baie vinnig kom. Okay. Daar's iets. Cheers.